pla was nodig om die farao te oortuig dat Moses nie maar net 'n vaak valseun met 'n verspotte droom was uit die woestyn nie. Terselfdertyd was die 10 pla ook die bewys vir die volk van God dat Moses die gesant van God was en dat God 'n plan gehad het om hulle uit die slawerny van Egipte te bevry. En dan kom hulle by die Rooi See en ewe skielik is die farao agter hulle en voor hulle die see en hulle vat vir Moses aan. Hoekom het jy ons die woestyn ingelei net om hier in die woestyn aan die hand van die farao te sterf? En nog 'n keer kom God en hy verras sy eie volk met wat hy kan en wil doen en ook vir hulle lewensbegeer. Hy kloof die water, sy volk stap droogvoets deur en die farao en sy soldate verdrink almal. Hulle kom aan die ander kant gespaar deur en Moses leer vir hulle 'n lied wat hulle moet sing ter herdenking van hoe God hulle bewaar het en ook afgereken het met die farao en sy manskappe. Maar skaars was hulle deur die Rooi See, toe begin hulle dors word. En ewe skielik begin hulle weer twyfel. En ewe skielik wonder hulle, waar gaan daar nou water gekry word vir so baie mense in 'n woestyn? En hulle kom by Mara met die bitter water. Met die 10 pla nog vars in die gedagte en die loflied na die deurtog wat nog weer klink in hulle ore, begin hulle alweer kla. Gou vergeet. Ek dink dit is die probleem van meeste van ons wat vanoggend luister. Ons is gou vergeters. Gou vergeters bou hulle geloof op logika. 1 en 1 moet 2 maak. En daarmee saam ook het hulle baie goeie geheue ten opsigte van alles wat verkeerd geloop het in die verlede. Hulle geloof word gebou rondom hulle verwagting van hoe en wat God moet doen. Weer daardie ou ding wat ons al soveel keer vir mekaar gesê het. Hulle verwagting wentel rondom God is daar vir my. En as ek my vingers klap, dan moet hy bond staan en bok spring. So baie keer beleef ons God as die towerstafie wat die oplossing moet bied vir al ons probleme. Wanneer Jesus in Matteus 22, Markus 12 en ander plekke die wet saamvat, dan sê dit kom neer op ek en jy moet God lief hê met ons alles en ons naaste soos onsself. God se hartsbegeerte is om nie 'n towerstafie te wees nie, maar om in 'n lewende verhouding met jou en my as mens te staan. Dis presies hoekom Jesus sê, ek en jy moet word soos kindertjies. Een van die wonderlikste kwaliteite van kindertjies is hoe gou hulle vergeet en hoe gou hulle vergewe. Kindertjies dink nie aan hulle vorentoe leef, aan die pak slaaf wat hy gister gekry het en die verkeerde dinge wat hy gedoen het en wat mamma en pappa nagelaat het om te doen nie. Nee, kindertjies leef in volkome vertroue. Alles is reg en sal reg wees solank soos pappa en mamma naby hulle is, want pappa en mamma is lief vir hulle. Geloof wat gebore word uit 'n liefdesverhouding maak nie meer somme nie. Dit staar hom nie blind teen die feit dat pappa en mamma dalk môre nie meer daar kan wees nie. Dis nie 'n geloof wat wonder waar gaan môre se kos vandaan kom nie, want pappa en mamma sal sorg. Dis 'n geloof wat vertrouensvoete gekry het in 'n verhouding met mekaar. Dis geloof wat bereid is om te waag, omdat hulle weet pappa en mamma sal vang as hulle spring. Sonder 'n verhouding is geloof 'n soek na 'n towerstafie. Kan ek vanoggend vir jou vra, tot hoe mate spandeer jy tyd daarop om die God wat jy aanbid te leer ken vir wie hy is en hoe hy ook nie net gister nie, maar ook môre en oormôre wil en sal voorsien. Hy het nie en hy sal nie verander in sy liefde nie. En hy is dieselfde God wat jou en my uitnooi om dit te waag, om hom te vertrou, om dit te hanteer wat ek en jy nie kan hanteer nie, om ons te verras hoe hy ons berge in molshope verander. Sakke vol seën vir jou week.